Goeiedag, ek groet jou in die kosbare naam van Jesus Christus. Het jy al ooit gehoor van Josh Sexton? Op die ouderdom van 8 jaar was hy gediagnoseer met 'n baie rare beenkanker. Hy het dadelik begin met chemoterapie, maar in 'n poging om te keer dat die kanker versprei, moes Josh se regterarm geamputeer word. Toe 'n dokter hom een keer oor sy gestremdheid uitgevra het, het hy geantwoord: "Ek het nie 'n gestremdheid nie. Ek het net nie 'n regterhand nie." Later het Sexton een van die beste basketbalspelers in sy hoërskool se basketbalspan geword. Sy lewensfilosofie was: dis nie wat jy verloor het nie, maar wat jy oor het, wat tel. Moenie net fokus op hoe ver jy nog het om te gaan, op wat jy nog nie is nie, op wat jy nie het nie, en op wat jy nie kan doen nie. Baie mense is vasgevang in 'n siklus van selfkritiek, omdat hulle oë op hulle swakhede vestig, eerder as op God se krag. Die vyand se strategie is eenvoudig. Hy probeer om jou aandag af te lei met dit wat in jou lewe ontbreek, sodat jy vergeet wat God voorheen vir jou gedoen het. Ja, jy is dalk nie vandag waar jy graag wil wees nie, maar jy's ook nie waar jy was nie. God se genade het jou tot hier gedra, en sy genade sal jou verder neem. Wanneer 'n mens die heeltyd in die berg voor jou vaskyk, vergeet jy maklik van al die heuwels wat jy reeds oorwin het in jou lewe. Soos Dawid sê, Psalm 103 vers 2, "Loof die Here, o my siel, en vergeet geen een van sy weldade nie." Hou op om jou lewensreis te meet aan waar jy nog tekortskiet. Meet dit eerder aan God se onwrikbare getrouheid teenoor jou in die verlede. Here, herinner my daaraan om my seëninge te tel en te fokus op wat ek het, eerder as net dit wat verlore is. Vul my hart met u vrede, selfs te midde van beproewinge, terwyl ek vertrou op u perfekte plan vir my lewe. In Jesus naam bid ek dit. Amen.